Vertel ons je story hier, uit op die koekplek. Laat die wereld niet meer wonder wie jij is. Laat je story opbring, gaan leef nou als pres. Leef als pres, laat elke dag tel. Leef als pres, laat jou licht verskil. So ek gaan net sê, manne, gesels as jy, ek is D&D en dis my posisie en dan gesels ek van daarop. Wat sê? Ek sê nie van ek is assistent afrigter. Jannie van Lochenberg, president en manager by die eerste span. Willem van Lochenberg, hoofafrigter. So jy kan sommer sien, hier is twee broers wat nou hierso staan. Julle speel nou vandag, speel julle nou 'n groot game, UJ. Universiteit is altyd 'n tricky game. Ja, nee, kyk, hulle kan dit vir jou baie moeilik maak as jy toelaat in dit, maar ek dink ons ouens het regtig hard voorberei en goed, so ouens is reg. Ja, dat die beserings en dinge sukkel nie. Niks. Ons is daarom nog geseën met beserings of enigiets. Wonderlik. En also wat hoe lyk die seisoen vir julle? Wat is julle baie home games, baie weg? Ja, ek dink ons het ek dink dit was vir ons ongelooflik belangrik om Rhinos by die huis te wen, want dit was ons eerste game en ou wil nie daartoe travel nie. So dis waarmee ons begin het. En om die wen daar te kry het ons seisoen vir ons baie makliker gemaak. So ons het nou nog 'n home game dat ons omtrent 4 weg en aan die laaste gedeelte van die seisoen kom ons weer terug. So ons is in 'n goeie plek. Die Rhinos was 'n groot een. Dit was hulle is 'n baie sterk span. Dit was massive geweest, maar toe ons hoor ons speel hulle, die ouens, dis maar iets van Randfontein. Jy tel jouself op en jy sien uit na die challenge. Ja nee, ons het nou hierdie ou manne hier vandag. Ek wil nie sê ou manne soos grysmanne nie, maar die old boys wat hierso is. Hoe lekker is dit om hierdie manne weer hierso by die klub te hê? Dit is 'n ongelooflike ondervinding. Ek dink net die backup wat hulle bring in dit en die stories en staaltjies wat hulle bring is ongelooflik. Maar lang storie kort, mens kon dit elke Saterdag hê. Om daar net gesê klub rugby is nie op 'n gesonde plek nie. Ek dink mense moet begin inkoop want klub rugby is ongelooflik belangrik in die hele setup van alles. Absoluut. Ek dink dit is vir julle afrigter vandag 'n baie maklike werk want jy hoef nie veel motivering te doen nie. Die ou manne gaan dit vir julle doen vandag. Nee, dis definitief so. Ek dink ons het dit laas jaar gehad en ek dink ons het die oomblik miskien bietjie te groot gemaak. En toe moes ons hard werk, nogal teen 'n goeie span. Ja, manne, baie geluk wat julle hierso aan die gang het. It's beautiful. Randfontein is gesond. Dankie julle. Ek sal nou net 'n bietjie met jou stil sit. Asyd, welkom my manne. Dit is oupa van 'n Merwe en sy seun is Heinke van 'n Merwe wat by Monnas was en Springbok gespeel het. Ek is ook self 'n monumentaar, so dit was lekker en dan natuurlik my ou vriend Johan Tiet. Welkom hierso. Ja, Randfontein, ja, wat 'n klub. Ja, ons het 2 jaar herinneringe in die klub. Ons het wonderlike jare gehad. Saam met Daan Barnard, Charles Pieters, Barris van Houten. Ek en Johan en almal saam gespeel en Simon het ons nog afgerig. Ons het nooit die oefening gemis eintlik nie. En dit is eintlik lekker om terug te wees hierso. Ja. Vandag om al die manne weer raak te sien na al die jare. Dit is net heimwee wat ou hier na sou hierso sit en kyk. Ek wou nou net gevra het, ek dink dit is in 'n manier hartseer want so word die bome ook nou 'n bietjie korter en minder gesny. Ou verloor nou maats in die proses ook. Kyk, ek het Johan die storie, ons altyd, Johan se altyd die storie vertel. Ek en hy het eendag speel hier en ek het weer nog Ulie Smit hulle, polisie, of iemand van Pretoria. En Johan is op pad om my 3 te druk en ek trap vir Ulie daar in die loskram en na van ons die 3 in strafskop hier rond. Ek ben nooit vergeet wat ek uit die dat is door die 3 gekry het. Ja, maar watter posisie het hom gejog? Vaskop vooruit. My seun was loskop, ek is 3 gewees. Al die jare nommer 3 gespeel. Okay. Hulle sê ons altyd as daar nie plek is in die span nie dan het hulle mos nou maar die backline en die res ingebring en die twee stitters mag maar eintlik waar rugby gaan. Dis waar die rugby begin. Ja. Dis waar alles begin. Ja, Johan, jy het ook spesiale dinge hierso. Ja, hierdie is my alma mater kan ek sê, weet. Soos 'n skool is, vir lief as hierdie hoërskool was, vir lief as ek vir hierdie klub. En wat vir my eintlik amazing vandag is, die ouens wat saam met my eerste span gespeel het, van skramskakel tot heel agter. Ons kan die bomsquad vandag opsit. Oh wow. Ons backline het. En almal is hierso. Dis fantasties. So dit is eintlik amazing om te dink. Ja. Die manne is hier, maar ek en oupa het nou hier binne gekyk. Daar's 'n paar groot bome wat geval het in die laaste paar jaar by hierdie klub. En sommer onlangs ook. Maar dit is eintlik baie spesiaal hierdie geleentheid om al die manne bymekaar te kry. Dit is eintlik belangrik om eintlik hierdie behoue te hou en te sê jaar na jaar dat die manne bymekaar kom en dit moet eintlik groei.
jy wil eintlik hê daar moet 200, 300, 400 ouens eventually kom en dat jy hierdie ding kan bly uitbrei. Eintlik het dit begin so 'n paar jaar terug, 50 jaar plus. Toe 'n paar van die manne kapsie gemaak en sê kom ons maak dit 40. Maar ek persoonlik dink kom ons hou dit bietjie daai gaping, want daai ouens het 'n baie meer spesiale bond teen die nuwe generasie wat inkom. So, maar dis nog steeds vir ons spesiaal om hier te wees. Oupa, die manne praat baie van Becker jare. Om het baie diep spore getrap by Becker en toe later by Monas ook groot diep spore getrap en natuurlik nou hierso, maar goeie rugby jare, goeie herinneringe. Kyk, dit was 'n eer om skoolkinders af te dag en Becker was baie spesiaal vir my. Ek het daar 'n paar goeie spelers direk sien en daai span by Monas wat ek gehad 2009, Jaco Telto, hulle was baie goeie span. Nou, ek dink ons het net 2 wedstryde die hele jaar verloor. So, maar dit is lekker met die skoolkinders te werk. Dit is 'n eer. En dan te sien wat van hulle kom bo uit. Ja. Ek en Hans het saam 9 kruiweke saam opgerig. Jo. Dis wonderlik. Dis wonderlik. Is daar 'n stalkie wat julle nog herinner van die Randfontein jare? Ek wil net so sê, moenie net sê Becker en Monument. Hy by Riebeek ook speel daar, ja. Ook by Riebeek. Ek en hy was saam die eerste spankeuse. So ons is baie beter as al twee skole saam. Ja. En hoe was dit saam om daar af te rig? Wat se goed bewaar? Ja, ons het amper Monas gewen, ons het bly op die einde in 'n final verloor, hè. In die final van die wedstryd en ek tot vandag toe daar was hy flankie nog onkant van Monument. Ja, ons gaan altyd daai debatteer oor. Dan dankie vir julle tyd en dankie dat julle hier was. Baie dankie. Dankie vir julle goeie werk. Baie dankie. That's it. Louis Steyn. Tom die Jager. Nou ja, die manne is nou die groot legendes van Randfontein, maar stout soos jy kan kry. En dan sommer sien daarso. Ja, ek het hier kom speel onder 21 nog in die skool. Dit was gewees hier vroeg in die 70s. En ek het hier klaar gemaak in 89. Jo. Maar intussen tyd Rodepoort en by ander klub gespeel. So, in die jare wat jy Ja, ek Tom die Jager, ek het in 84 by Rodepoort begin speel. Toe was Harry Viljoen nog my kaptein. Ek het saam opgespeel. Ek het saam met Swys Joubert gespeel, saam met Dries Marits gespeel, en saam met Rademeier, saam met Watter posisie het jy gespeel? Ek het veel gespeel hier, so dit nie glo nie. Wow. Dan ek was slot. Okay. So begin af. Ja, en ek het vir Rodepoort daar gespeel, by die Rooibok gespeel, by Transvaal Kwakkas gespeel. En Wally Walters, hy was 'n groot aanhanger vir my. Hy was die bestuurder van Transvaal. Hy het my altyd gelaf en so het ek geëindig by oom Gert Augustyn. Ja, wat daai was nou daai. Ja. Het my hiernatoe gebring en het ek 'n fantastiese rugbyjare gehad hier. Ek het ereklere gekry. Jy moet 5 jaar eerste span speel. Ja. So ek weet nie of daar ander spelers dit nie kon maak nie, maar hulle het my gehou. Ja. En ja, ek het so 6,5 jaar eerste span vir Randfontein gespeel. Eerste span en saam met Daan Magnus was my kaptein en hy was my afrigter op die stadion en hier was Sous en ek het saam met Jannie Tiet, Gerard Tiet. Daar was net Tiete op die veld. Ek sê jou, was net Tiete en dit was 'n titaniese stryd. Ek sê vir julle, dit was awesome. Jopie Artlam, oorlede Jopie, wat vir WP gespeel het by Transvaal, was my skramma, wat 'n awesome. Ek het saam met legendes, saam met Miguel Du Plessis, Karel Du Plessis. Ja. Man, ek kan vir jou opnoem en dit was, ek het 'n fantastiese lewe gehad. Ja. Maar hoe lekker is 'n ou kom speel rugby? Maak nie saak watter ouderdom jy het nou. Kyk julle vandag vir die youngsters, maar maak nie saak watter ouderdom rugby het nie 'n Ja, nee, dis verseker, dis iets wat jy nie kan vergeet nie. Jy maak soveel vriende. Ek weet ek en Tom kom toe ons nog jonk. Ons saam by Rodepoort gespeel. 40 jaar. Rodepoort gespeel, toe kom speel ons hier. En ja, soos jy sê, ons is klaar gemaak, ek is nou al 74, so ons geniet dit nog steeds saam die manne. Ja, en dit is lekker om te sien Randfontein is gesond en hy gaan aan. Ja, en weet jy wat, ek het, my seun het ook hier gespeel. So. En ek het gespeel tot op 44, toe gaan ek slot toe, en ek het Golden Old gespeel tot 53 jaar. Ja. Ja, en ek is geseën, en ek is vandag gesond, en dit is my wonderlik om by hierdie reunie weer te wees. Ja. En net die ou mense weet, die mense te sien, is net 'n riem onder die hart. Fantasties. Dat die rugby so groei nog.
dat Randfontein Rugby Club so sterk is. Doen baie goed. En hulle die struktuur is mooi, die kleedkamers is mooi, die velde is mooi, die plek is skoon. Dit is lekker om te sien. Wat ek daar gesê het in die kleedkamer wat sy nou nie afgeneem het, die pragtige kleedkamer met hierdie pragtige rubbervloere. En ons tyd was 'n sementvloere en daar was 'n ou bankie, maar ons het dan 'n strippers gehad wat vir ons iets gedoen het voor ons opgehardloop. Maar dit was ons impuls en daai goed gespeel. Maar wie wat ek is 'n man van die humor, maar dit is wonderlik om hier te wees. Fantasties. Dankie vir julle. Dankie vir julle en dankie dat julle. Baie dankie vir julle. Dis hy. Baie dankie. Dankie weer eens aan Randfontein Rugby Club vir alles wat julle doen, hè. Ek dink dis uitmuntend. Dis hy. Mag julle vorentoe net. Wie gesels ons hiermee? Gawie van Frikkie vir 'n rukkie. Frikkie. Ja, ek is Kabou Smit. Ja. Ek is van Rustenburg heiliglik. My eerste encounter met Randfontein Rugby Club, toen staan het 5 sit hulle die ou Randfontein span gekies nog. Daar het ek begin hierso. En hier 78, 79, 80 tot 83 toe. Jo, deel van die klub gewees hier. Jo. Is dit lekker om terug te kom? Dis hang af wat na die aand gebeur het. Ons môre sal ons weer oor daai Nou maar jy oor daai maar. Ja, heilig is goed om van die ou manne te sien, hoe Dan Barnard, so Chris, legends almal hierso, Billy Vermeulen, hoe Charles Wenzel, al die manne wat hier saam met ons was, is voorreg om dit te sien. Dit is lekker om en ongelukkig so in hierdie proses krap 'n ou nou maar name uit wat nou wegval, maar ek dink dit is belangrik om hierdie te treasure. Ons het net daar buitekant gestaan en praat, ou klein basiepossum wat nou nie meer daar is nie. Klomp van die manne wat gesneuwel is. My pa was self 'n legend en Vet Koek. Ja, hoe staan manne staan sommer in hierso? Ja, staan net dit. Ek gesels ons sommer met julle almal. Met wie gesels ons hier? Charles Wenzel. Daar's hy. Is hy pa? Nee, ek wou nou net sê dit klink vir. Hallo. Ek is Chris van die kerk. Watter jaar het julle gespeel? Tot 77, 78. Ek was 37 toe moes ek ophou. Okay. Ek het begin speel so 1976. Ek het begin speel en ek het sportman van die jaar gekry in 1977. Wow. Toe ek nog gelaaid was. Maar ek het gespeel tot ek 45 was, het ek nog rugby gespeel. Wat onthou julle van Randfontein? Daar moet iets wees wat hy altyd terugbring. Dit is by die gees wat hier was al die jare. Ja, ek sien die gees is nog reg. Ons dis beter as 'n lekker gees hier gewees. En dis nog 'n ou legend, hulle Bokkie. Ons gaan hulle nou almal so intrek. Ja, maar baie lekker. Vir dit goed met jou Bokkie. Ons is nie so. As jy kyk daai jare. Wat dommer, jy laat net so weer. As is ek hoop hy's gesond. Ja, omdat ja nee my maat, kom met jou. Ja, ek is bly ons is twee. Baie goeie jare, maar die gees altyd hier so die sportmanskap. Dit is maar van die groot dinge wat ons altyd laat terugkom met hiernatoe. En soos ek sê, 38 jaar dat ek betrokke was by die rugby klub. Wat ek nou besluit het, dis ook nog maar genoeg, maar ek is maar nog steeds 'n klubman. Ja, dis wonderlik. Kom maar nog steeds altyd. Ou moet terug gaan stoot in jou klub in. Ja, nee, absoluut. Hulle het dan net daarso in die kleedkamer ook gepraat. Dis belangrik dat 'n ou terugkom. Al kan jy dit nie finansiëel doen nie, dan kom jy nog en jy kom ondersteun en jy wees deel en jy's deel van daai. Ja. Ek dink wat fantasties was al die jare is die familie samehorigheid hier. En die klub is 'n eenheid. As jy dit was vir my fenomenaal geweest. Wonderlik. My seun wat op die stoel aan die slaap geraak het na die game hier. Soek ek nou, hy's nou 59 en hy's weg. Gaan kyk ek weer aan die slaap. Baie dankie en dis 'n eer om met julle saam te kuier hierso. Baie dankie. Dankie. Jy gou vir 'n kaart. Asy. Ja. Willie Ray, nou dis een van die groot legendes van Randfontein. Oom Willie, watter jare het oom gespeel? Ek het van 76 tot 78 gespeel. Okay. Dis ek op die klubbestuur. Op die klubbestuur en van daar af nog al die pad deel van die. Ja, ek het so vir 48 jaar. Toe ek gesê nee, nou retire. Maar nou is nog steeds hier om kom drink daarom nog 'n ietsie koud hier so saam met die mense. Dis ja. En ek tot vanaf af tot ek lewenslange erelid. Wow. Okay. En vandag is dit nou lekker om al hierdie
ou manne te sien, Ja, as ek kan ou nie- jong manne, jong en ou manne. Ja, ek kan nie al die name onthou nie, maar nog dan. Natuurlik, ek sê mos dan moet vir ons badges opgesit dat ons elke kan onthou dat. Ja. Oom, dankie, dis 'n eer om met hom te gesels. Nee, dis 'n Daar's dit. plesier. Dankie oom. Oom se naam, Ek is Rudy Jansen van Rensburg. watter jaar het oom gespeel? Ek kom van Rodepoort af, maar ek is van 1996 af hier betrokke en ek is nou 18 jaar die kroegbestuurder. Wonderlik. Wonderlik, dis Maar ek geniet alles, ek geniet elke oomblik met hierdie ou rugby spelers. ja, al hierdie manne wat nou hierso kom, almal nou. Hy is ook 'n legend. Ja. Wat hy praat. Wat is oom se naam? Ek is net 'n gewone ou. Wat is oom se naam? Okay, kan jy oom hoor daarso? Kan jy hoor? Watter jaar was oom by Randfontein betrokke? Ja, ek was hier lang gelede in die skool. En by onderwyser by die skool was meneer Sky van der Walt. Hy was ook die kaptein en eerste spanspeler van Randfontein en hy was ook my afrigter as 'n skoolkind. Ja. So daai jare, ek dink toe ek in standaard 8 was die eerste keer wat ek eerste span gespeel het vir die klub. Ja. En saam met 'n paar van my vriende wat nog hier rondloop, soos Billy Vermeulen en Kanne. En Watter posisie het hom gespeel? skram af, loskakel, center, vleuel, enige plek in die agterlyn. Wonderlike memories van die klub. Fantasties. Ja. Dis goeie tye. Ja, en great friends. Great. Ek dink dis die belangrikste is om vandag die kante by mekaar te kan kom en mekaar te kan geniet en niks lekker. Lekker tye saam te kan hê hierso. Dis so naam? Wil jy ry wel? Ja, maar praat hom. Wil jy ry? Ja. Net voor jy by daai gaan. Hierdie man ken ek van toe Moses nog ijskrem wat ry. Maar hy my beste pel in Randfontein. Beste pel. Al die jare van daai. Ja. En vertel ons 'n lekker storie van Randfontein, iets wat daar op die veld gebeur het dan. Dat ons daarom nou so iets daarso het van die Dit is so lank terug, ek weet nie meer wat Die slegte tye en goeie tye. Ek ou moet die slegtes maar saam met die goeies vat. Hier was al ouens geskiet gewees met hospitaal toe is. Hier was al bekleie, hier was ouens wat gebaar was vir 8 jaar. Wat? Ja. Randfontein House of Pain. House of Pain, maar dis maar deel van rugby. Deel van rugby, ja. Nou daar's daar nie ou beserings wat nou saamgekom het nie of is daar nie 'n rugby speler wat nie maar 'n ou toon of 'n enkel of 'n ding het nie. Wat as jy na 'n paar van die manne kyk dan sê jy sien hulle ek is jong van hulle. Maar ons gaan aan. Goed. Ja, maar wonderlik, dankie vir julle dat julle saam kyk. Rugby, maar nie saak waar jy gaan nie, jy sal weer aangaan met die spel. 100%. Dis 'n laerskole, hoërskole. Ek het daai jare Randfontein Laerskool afgerig saam met die Onnie. Ek het nou vertel 5 training spelers. Jo. In 2 jaar. Jo. 88 en 89. En dit is lekker om daai ouens so deur 'n ou se hande. Ek het nou met oom oupa van der Merwe gesels en ek weet hoeveel manne is ook deur hom met Monnas en al die jare en dit is al die jare. Ja, en dit dis die lekker. Maar wat die lekker van rugby is hy het nie ouderdom nie. Ek wat rugby speel, julle wat rugby speel, almal in verskillende eras en hierdie jong man wat nou op die veld is, ons gaan almal dieselfde ding praat en as jy oor see gaan jy met enige ou binne 2 minute is die rugby gesprek is aan die gang. Maar hoe kry jy rugby uit jou stelsel uit? Jy kry dit nie. Jy sit ons alweer kyk nou maar die Karibië. Ja, wel noem dit maar die URC. Ja. Ons het nou die Monarchs game gekyk. Jy kyk een na die ander. Hy vol skole rugby erns. Hoe is dit? Hy sê wel nie meer van hier nie, maar so. Nee, maar dis grait. Dankie vir julle tyd en lekker geniet daai koue biertjies. Baie dankie Poplap. So. Ek het van Kaapstad. Ek staan hier by Johan Cronje. Die man is baie goed betrokke hierso by Randfontein. Johan, wow, well done. Dankie. Ja. Is goed gedoen. Baie werk wat hier ingesit word. Ek dink ou kom hier aan en jy sien al die mooi, maar hulle vergeet die harde werk wat julle man insit. Ja, nee, definitief. Ek dink nie al die mense sien wat in die agtergrond gebeur nie. Jy weet, die dag op, jy sien die velds mooi, die goed geverf, goed netjies gedoen, stickers is geplak, man is mooi aangetrek, alles en weet jy van dit waar alles al kom. Wat doen jy alles hier by Randfontein? Jy's nou Ek's nou voorsitter van 2018 af.
So my betrokkenheid is in die begin, jy weet in die begin was maar moeilik, is jy het probeer alles self doen. En so van die begin af wat ek begin span bou, jy weet, besigheidsouens aan die dorp betrek en so het ek die komitee begin bou. So het elke ou met 'n stoel en 'n rol het op die komitee begin, jy weet, sy goedjies begin doen. En belangrike ding is dat almal betrokke is en almal belangstel is om deel te wees van die klub en die goed te doen. En vanaf het ons net begin groei en die ouens het ingekoop in die idee en ja. En vandag is dit solid en die feit dat julle die old boys so terugtrek, dit maak 'n reuse verskil. Ek dink niks kan geskied sonder geskiedenis nie. Geskiedenis is baie belangrik in enige situasie. Veral as dit by rugby en daai goed kom, jy weet, sonder dit gaan dit nie verder kan gaan nie. Jy is hier so in Randfontein betrokke en jy's by baie skole ook betrokke. Julle maatskappy maak pog met die sekuriteit. Korrek, ja, kyk, ek glo daarin, ek weet toe ek groot geword het, ek klas met skool. As ek 'n brood gaan koop ek Albany, want ek op skool het ons net Albany gekry. So ek het geglo in daai ding en ek dink my vennote dieselfde dat as ons promote in die skole en onder die kinders, enigs hy groot word en wil trou, gaan hy sekuriteit nodig hê. Wie gaan hy vra om 'n pog op want hy kom van skool af saam. So vir ons vir bemarking in skole en rugby en sports baie belangrik. Is nie net rugby nie, ons sal sien in skole is ons by al die sportsaktiwiteite betrokke, want dit is vir ons baie belangrik om die kinders se goed ook al buite te ondersteun, jy weet. En waar kry jy mense julle in die hande? Waar kan hulle Mapoggo? Kyk, ons het nou ons hoofkantoor is in Randfontein en Homestead. Ons is besig om 'n baie nice nuwe kantoor te bou in Belstraat, Noordheuwel. Net af by Noordheuwel Hoërskool. So ons om daar in die hande te kry is eintlik baie eenvoudig. Facebook, TikTok, Instagram, ons is op al daai blare. Ja, Mapoggo Matamaga. So om gaan soek gaan jy hom dadelik kry. Fantasties. Dankie vir wat jy doen vir Randfontein. Dankie vir hierdie beautiful geleentheid. Dit is regtig. Ja, dankie dat julle vandag hier is. Dis hy. Great. Dankie. Hierdie is nou vir my 'n reuse voorreg. Willie Hunter, ek en hierdie man kom bitter baie. Willie? Ja. Wat 'n tyd het ek hier gehad. Nee, baie lekker. Ja, Randfontein het ek onthou altyd Randfontein Pirates en toe ek by Witshoek was, ons het mekaar opdraande gegee op die loskop en ek op die vaskop. En dit is lekker hè, lekker om weer by die rugby en nee, dis lekker om al die ou manne te sien man. Dis lekker om weer bietjie daai ou memories deur te gaan. Ek dink 'n mens vergeet daarvan in so 'n tyd. En dis hoekom dit lekker is so 'n platform wat jy het om ons weer bietjie te herinner en al die maats wat ek praat en so en almal sien altyd uit om na die programme te kyk. Ja, dankie. Baie lekker. Willie, ou het nou met die Randfontein jare daar was soveel nice spelers wat saam met ons het altyd geweet as ons hier na toe kom of hier was dit altyd bitter moeilik as jy soontoe kom het jy ek weet jy was altyd kwaad vir my hart geskram. Ja nee kyk ek dink dit Greenfield of wat was die area? Greenside, Ja, daarso in hy dip jonge. Kyk as op 'n Vrydag aand. Ek dink ons het al begin van onder 21 af want ons het vroeg in die aande of daai laat aan games gespeel. So sal dit nooit vergeet nie in Witshoek. Kyk dit kan almal koud raak daarso. En dit was gewoonlik altyd 'n Vrydag aand gewees of in die winter op hierdie harde veld hierso. Maar dit was goeie tye en dit was harde tye geweest. Kyk, met die toks op ek onthou nog die toks op hierdie sementblad as 'n mens opgedraf het. En as jy ou nou kyk met die nuwe change room, hulle het nou vroeër gepraat daarso van hoe dit was. Jy kon dit vroeër jare nie so lekker. Nou is die manne is nou grandheid. Julle daai jare was almal op hierdie het half die toks half aangetrek net voor die opgang want dit het gegly op baie gladde sementblaaie. Ja, ek weet nie of jy kan onthou nie. Kyk, ons het maar groot geword met deep heat en insulation tape. As jy nie insulation tape gehad het nie, ons het mos maar die ore in die toks vasgestrap. Kyk, daai jaar het jy net een stel toks 'n jaar gehad, jong. Maar ek sien hulle is nou iemand bederf met hierdie kos. Ek meen dit sou dan maar vir ons lekker gewees het daai jare om hier. Ja, ek sien hulle het energy uit en elke ding, jy weet, ons het maar Lucas uit en game gedrink, nee. Wil jy tot wanneer het jy toe aangehou speel? Ek het 2005 my laaste game vir die eerste span gespeel. En toe ek opgehou, toe was ek bietjie Harlequins toe gewees, daar in Pretoria aan Swane gewees, waar Jimmy is daai tyd begin het, Jimmy Stonehouse voor hy by die Pumas was. En ja, dit was maar my laaste jare gewees. Ja. Baie jare gejol eintlik. Ja, kyk, dit was maar hier groot geword. My pa was mos maar hier so lank hier sekretaris en Willie met die reistool gewees, hier van Bolboy af gewees, telling gehou. En later het ons, toe ons ouer was, kon ons daarom agter die bar bietjie gewerk het. Maar my pa het altyd gesê, onthou ek weet wie's in die skool, ons mag nie 'n bier verkoop nie. Absoluut. Dit is vir my absoluut 'n voorreg. Dankie vir die jare wat ek en jy ek sê altyd daar's 'n mutual respect gewees. Jy kon kliphard skram, ek kon kliphard skram, maar ons het mekaar gevat op die veld, maar daar was altyd 'n respek gewees. En dit was altyd lekker gewees en altyd uitgesien daarna. Ja, dit is lekker gewees. So, well done en dankie dat jy bietjie by Randfontein weer kuier vandag. Ja, nee, dis lekker om al die mense te sien. Is jy nog steeds lokaal of waar is jy? Nee, ek is in Pretoria. Ja, nee, ek is in Pretoria. Okay, wonderlik. Willie, dankie. Dankie Kokkies. Sterkte met die program en ons kyk. Dankie. Gesels met
Corrie, van Corrie? Corrie van die kerk. Corrie van die kerk. Sê vir my, watter jaar was jy deel van Randfontein? Wel, ek het eintlik begin toe ek al 17 was, so dit was op skool gewees. Maar eintlik as die jaar kon vat was dit 2011. Jo. Wat ons die Goue Leeu's gevang het in die final teen Harlequins op UJ. En jou posisie? Agste man. Agste man so. Okay, wonderlik. En wat het Randfontein so spesiaal gemaak? Jy het obviously as 'n skool daar al hiernatoe gekom, maar wat het jou laat terugkom elke keer? Dis maar net die mense, die geselskap, die vriende wat hou hier so het en ja, dis maar soos al die games, as jy die Coke speel het en jy kry 'n Coke biertjie of Coke, is maar net lekker gewees so. Ja, ek sal nooit Randfontein verhou vir enige klub nie. Ek het al ander klubs om speel, maar vanaf die 17 jaar oud was, het ek al begin speel so. Ja. Het jy eendag van jou maats weer hier raak geloop nou met hierdie Unie? Wel ek het 'n Ferraris gekry. Ek wag vir Kieries die derde se speel, so hy gaan seker afkom en Tix kom ook af. So Tix was actually my ballboy geweest toe ek begin speel het en het ons saam gespeel op 'n stadion en dit was die beste tyd vir my rugbyloopbaan geweest, was daai tyd geweest 2011 by Randfontein. Ek sal niks verruil vir dit. Ja, altyd tuine. Altyd tuine. As dit een tuin is Randfontein. Dis Randfontein, ja, is op pyn, dis die storie. Waardeer jou. Dankie. Baie dankie. Absolute eer, Chris Smith. Welkom. Welkom hier by Randfontein. Baie dankie. Watter jaar het jy gespeel? Ek het gespeel van 1987 tot 94. So, okay, vir Randfontein self. Vir Randfontein self. Het jy toe opgehou of het jy verder iewers anders gaan speel? Ek het opgehou in 94 toe ek so rukkie by Wesrand Krugersdorp gaan speel saam met Ellen Pollock. Toe was hy die hoofafrigter daar gewees. Wat se posisie het jy gespeel? Vleuel heel agter. Die vinnige manne. Hulle sê so. Wat kan jy onthou van die Randfontein dinge? Man, ek het hier begin in 73 daar rond het ons as gehelp met First Aid met oom Basie Viljoen hulle en Charles Wenzel hulle het ons hier gehelp met die First Aid opgebou. Ons het Bullboys geword hier vir Randfontein saam met die manne Andre Dester en daai manne wat hier rugby gespeel het. En so het my pa ons ook maar hier rugby gespeel en so daai jare. En toe ons myself toe ons nou uit die weermag uit kom vir Randfontein en JCI rugby gespeel hier so. Harde games hier gewees. Harde games gewees hier, ja. Is daar memories van jou wat jy om die manne gehardloop het? Ek glo daar seker 'n klomp. Daar's te veel. Maar ons het hier eendag gespeel en ons het die vleuelsny gedoen wat ons teen UJ gespeel het hier en die 3 onder die pale gaan druk. Dit is herinneringe wat ou nooit kan terugkry nie. En die manne wat hierso vandag saam met jou kuier, hoe spesiaal is dit nie? Tom de Jager, Daan Badenhorst, al die manne wat ons mee saam gespeel het is 'n herinnering wat 'n ou het om hulle weer te sien en saam met hulle te kuier. Dis lekker om die manne weer by mekaar te trek. Al die pad. Ja. Ons is nou die derde jaar wat ons hier saam is. En dit is net 'n eer om saam met daai manne weer te kan wees hier en te sê ons is nog steeds deel van hierdie dorp se rugby. Hoe lekker sou dit vir jou gewees het om nou hier in daai change room van hulle te gewees het. Ek is daar maar nou pragtig. Ja, met ons tyd was daar kaal vloere gewees, jy het met kaal voete op die sementvloer gestaan en jy het maar vinnig gestort veral in die winter want dit is koud op daai vloere. Ja. Wonderlik, dankie vir jou tyd en geniet die reunie en waardeer jou vir Randfontein. Groot plesier. Baie dankie. Okay, nou hier staan ons sommer so by die manne hierson. Name? Nico Smith, Sakkie Pretorius. Ja, manne, watter jaar het julle gespeel? Toe, van 84 af. Ek het gespeel tot ek 50 is. Jo. Ja. Ek is 61. Ek het gestop op 37, jy het my gebied. Hulle goeie jare by Randfontein. Absoluut. Pyp, die beste. Enige tyd WO. Ja. En hierdie legendes is lekker om die manne weer hier te kom raakloop. Ja. Dis die ding waarvoor jy uitsien die hele jaar. Dis soos 'n familie wat by mekaar kom. Beautiful, dankie. Sterkte met daai rugoperasie wat jy. Dankbaar. Nee, ons gaan tackle nou. As hy, ek sit jou nou in die eerstes. Dankie. Video foto. As hy, ek staan nou hier by Bokkie. Bokkie, ek wil nie vir jou jokkie of jy my liefhet weet 'n kokkie.
Nou pressure. Maar dit het pressure gewees nie. Vertel ons je story.